vandag het ek die reuse voorreg, ons gaan 'n bietjie uit Spreuke uit vir die laaste keer gaan kuier, en ek het die voorreg om oor iets te praat wat die statistieke sê, naby aan Suid-Afrikaners se hart lê. So, ons gaan, ek gaan vandag 'n bietjie met julle gesels oor alkoholmisbruik. Dis vir my 'n reuse voorreg, want ek weet, hier tussen ons is al klomp kenners. So nu jy praat uit ondervinding dan? Yes, ek ken baie kenners, en ek leer graag saam met hulle. Julle, die tema vir vandag is wysheid eerder as wyn, en ek het hierdie gekies vir 'n baie spesifieke doel. Julle gaan nou sien waarna toe ek met hierdie tema gaan, as wysheid eerder as wyn. Maar ek wil jouself al, jy moet nou saam met my op reis gaan. Jy moet nou trek jou gemaklike tekkies uit. Jy's baie welkom om dit nou te doen as jy wil, maar anders kan jy dit in jou geestesoog jou tekkies uittrek en jou vel leer skoentjies, jou sandaaltjies aantrek. Dan gee ons 'n tree terug na die antieke wêreld toe, en dan wil ek hê jy moet so al vir Jesus sien. Nou hierdie ek wil net dankie sê vir ChatGPT en AI, want dit het vir my hierdie mooi fotootjie gegenereer daar. Wat ek vir hom gevra het is, gee vir my 'n prentjie van Jesus, soos wat hy in sy tyd sou gelyk het as hy sit en gesels oor wyn, oor drank. Die drank wat ons nou maar die meeste in die Bybel van lees is wyn, so ek het gevra, gee vir my 'n prentjie van Jesus wat saam met sy vriende sit en gesels oor wyn. En dis die prentjie wat nou uitgekom het. Nou, ek weet vir baie van ons is dit 'n prentjie wat so, ons is so gemaklik en vertroud met hoe Jesus sou gelyk het in daai tyd, maar tog is daai tyd vir ons so ver, want ek weet nie wie van julle het onlangs so gelyk het, behalwe vir Jesus wat verlede naweek hier was. Het min van ons trek ons so aan. En dis partykeer vir ons moeilik om die tree te gee na daai wêreld toe. So ek sal nou het ek vir ChatGPT ook gevra om vir my 'n hedendaagse ervaring van hierdie toneel te maak. Maar ons sal nou daarby uitkom. Ek wil vir julle 'n stukkie daar uit Spreuke 23 uit vers 9. Ons gaan ons hierdie stuk 'n bietjie verder lees. Maar die eerste vers begin met dis 'n vraag wat ek sommer so half net in julle koppe wil los en kyk of jy kom ons kyk wat gebeur. Wie is dit wat sug en steel, wat risie maak en kla, onnodig seer kry en bloedbelope oë het? Nou ek het vir julle gesê, ons gaan vanoggend 'n bietjie oor alkohol praat, en ek weet, dat daar 'n klomp van julle, het julle nou 'n prentjie van iemand in julle koppe, né? Hoopelik nie 'n prentjie in die spieël nie, maar iemand, julle het 'n prentjie van iemand wat al hierdie versie sou gepas het, né? Wie is dit wat sug en steen, wat risie maak en kla, onnodig seer kry en bloedbelope oë het? So dit is al waar ons begin met ons geselsie oor alkohol. En hoopelik is dit met 'n hartseer hart wat julle nou dink aan wie ook al julle nou dink as julle daai deskripsie hoor. Maar voordat ons 'n tree verder gee, wil ek net die fondasie net weer julle aan herinner. Dion het in die eerste preek waar die inleiding gedoen het van die wysheidsreek, het hy gesê die fondasie van ons wysheid lê eintlik in vertroue, né? Die skrywer van Spreuke sê die wysheid begin by die dien van die Here. Ander vertaling sê hulle die vrees van die Here. Maar eintlik wat daai verhouding van Spreuke is, dit gaan oor vertroue. En dit gaan oor dat ek sê ek het vertroue in God en vertroue in die Bybel. So ek het vertroue dat God is wie hy sê hy is, en dat dit wat hy vir my gesê het, wat ek in die woord het, is waar. En hierdie vertroue is dan waarop my wysheid gebou is, waarop dit begin. En dan Spreuke 10 vers 9 dan sê daar, wysheid begin met die dien van die Here, wie die Heilige ken, het werklik insig. So my en jou, die sleutel na wysheid toe, is ons verhouding met die Here. En daai verhouding, die sleutel na daai verhouding toe, is vertroue. Dis waarop daai verhouding gebou is. Dis dat God is wie hy sê hy is, en dit wat hy in die Bybel sê, is waar. Right, is almal gee vir my 'n blesbokkie as julle saam met my is. Right, 'n klomp van julle is nou daarby, hier kom iets hierna. En daar kom nou 'n baie groot stelling, maar ons sal dit los vir 'n bietjie later. Vertroue is so 'n belangrike ding, en ek het al gewonder, hoe sal die wêreld lyk as Christene glo wat Jesus gesê het? Nee? Dink bietjie, hoe sal jou elke dag anders lyk as jy letterlik die woord van Jesus opvat en dit gaan doen? Hoe sal dit lyk as ons
Ek onthou, ek het in my vroeë 20's, as ek by 'n gemeenskap, Echo Youth Development betrokke. En dit was ek dink eers Jaco Strydom wat die brein agter die operasie is, hy is 'n leraar daar by Valeria gemeente, en ek dink eers Jaco sal my kwaadlik neem as ek sê, dit was glorious chaos. Nee, so wat ons by Echo gedoen het, is, ons was al die laaste vangnet vir jong mense voordat hulle die straat tref. En, of die tronk, dit is gewoonlik so of die twee laaste opsies voordat, so ons is, as die kinderhuis die kinders uitskop, dan land hulle daar by ons, daar by Echo. En dit was glorious chaos. Ons het so ver gegaan as om te sê, moeilikheid is ons besigheid. Nee? Ek onthou 'n storie, en ons gaan nou 'n bietjie, omdat ons oor alkohol en so praat, en oor middele wat jou 'n bietjie inhibeer. Ek onthou daar's 'n tannie, die kerk is in Valeria waar Echo se huise dan nou is, waar plekke is waar hierdie jong mense dan nou kan kom bly, waar ons hulle lief is en omgee, soos sê die helende effekte van gemeenskap sien. So jy het nou die kerk hanteer, die konsistorie, en aan hom is daar 'n ekstra huisie wat ons dan nou as die manskomune, en dis waar ek was 'n huispa, julle gaan nie glo nie, voordat ek 'n pa geword het, van Otto was ek op, hier in my early 20's, so 23, was ek ook 'n pa gewees, van 'n paar ouens vir my ouderdom, so ek weet nie die wiskunde nie lekker uitwerk nie, maar hierdie ouens was, as ek nou vir julle sê, hulle het 'n moeilike hand gekry, hulle is daai ouens wat wie vir julle speel die game Uno? Nee, julle almal weet waarna hierdie gaan. Right, so as jy 'n +4 op 'n +4, ons gaan nou nie gaan oor, mag jy 'n +4 op 'n +4 sit nie, daai reëls kan jy vir jouself om die kant 4 uitsorteer, maar hierdie is die ouens wat as jy nou 'n +4 gekry het, en 'n ander ou gooi nog 'n +4 op, en nog 'n +4, hier het jy nou mooi lekker in double digits ingaan, hè, dan is almal so half, iemand raak ongemaklik, want iemand gaan daai laaste een kry. Nou hierdie ouens kry elke dag kry hulle daai +4 op +4 in hulle lewe. So dis ouens wat regtig die slegste van die lewe gekry het, en hulle moet uit hulle nou lewe maak. En ek, reg langs ons manskomune, was daar 'n groot woonstelblok, waar daar 'n klomp ou mense gebly het. En ek weet nie of julle weet dat dwelmverslaafdes en ou mense gaan hand aan hand, nee? Soos 'n handskoen. Eintlik nee, hulle gaan saam soos, ek weet nie, mama het 'n peanut butter, nee? Hulle gaan nie lekker, hulle meng nie lekker nie. En ek onthou, dan kry ons hierdie klagtes, dan sit ek en Jaco daar in die kantoortjie daar by die konsistorie, en dan bel die tannies, dan sê hulle, hoorie, hierdie seuns, hulle kan nie eers 16 jaar oud wees nie. Dan staan hulle daar buite in rook. En die eerste vraag wat ons vra is, wat rook hulle? Dan sê die tannie hulle, nee, hulle rook sigarette. Dan sê ons, dank Vader. Want weet jy wat het hy verlede week gerook? Nee, so daar is al hierdie tree gewees wat ons na het gaan het. Maar die een ding wat ons daar gesien het, om terug te kom na vertroue toe, is, as ons het daar probeer uitleef, dit wat die Bybel vir ons het Handelinge se kerk gevat en gesê, maar hoe sal hierdie prinsipe werk as ons dit uitleef binne in hierdie gemeenskap? En Echo, moet ek julle sê, maak op papier glad nie sin. Maar daar is vandag, soos ons nou hier staan, dink is al meer as 20 huise al, oor die hele Suid-Afrika Echo huise wat help met mense so help. So, en alhoewel het glad nie op papier sin maak nie, as mense vertroue het in die Here, en dit wat hy sê, dat dit die waarheid is, en dit wat hy in die Bybel vir ons sê die waarheid is, gebeur daar wonderbaarlike goed. Dan is die onmoontlike moontlik. Nou ek het vir julle gesê, daar kom 'n groot stelling. Daar sit Jesus in eie tyd, soos julle gewonder het, dis hoe ChatGPT dink Jesus sou gelyk het, sy nou vandag hier by ons uitgang het, en dan, ek weet nie of julle gesien het wat hulle daar gedoen het nie, was 'n glasie wyn en 'n glasie water, so ek weet nie wat sin speel hulle gaan daar gebeur nie, maar die groot stelling wat ek wil maak is, 'n drank is nie sonde nie. Ja, almal lyk heel gemaklik om mee raai. Ek sien julle wel seker of ons op dieselfde vlak is, hoekom drankie sonde is nie, maar ek onthou nou, ek het vir 'n groot gedeelte van my lewe, het ek met tieners gewerk. En dit is, ek wil nou gepraat van glorious chaos, as jy 'n waaghals is, nooi ek jou uit om bietjie met jong mense te werk, want hulle gaan jou op jou tone hou, hulle gaan vir die lewe interessant maak. Maar die een ding wat elke tiener wil weet, is, hoe ver mag ek vry? Nee? En ek sien hier 'n paar tieners hier so, hulle weet. En die tweede ding is, sodra hulle hier so 18, net so raak aan 18, weet, so 17, maar ek is okay met my pel is 18, net. As ons daai ouderdom raak, dan sê so, hoeveel buksies mag ek vat voor ek in die moeilikheid is?
Nee? Mag ek maar 'n bier drink sonder dat die Here vir my gaan uitskop as ek nou by die hemel kom? En dan sê ek altyd vir hulle, hoor die ouens, julle vra die verkeerde vraag. As ek het nie nodig om te weet hoe vinnig kan my kar ry nie, ek moet sommer net weet wat die spoedlimit. Want dis hoe vinnig my kar kan ry. My kar kan hier 120 ry en dan as ek oorslaan na Aberdeen toe, dan kan hy 140 ry. En vir nou is daar nog 'n plat, as ek eind toe gaan, daai ouens is erg haastig. Daar kan jy 160 ry. Maar ek weet my kar, ek het geen idee hoe vinnig my kar kan ry nie, ek het nie nodig om te weet nie. Net so het ek nie nodig om te weet hoeveel biere ek mag drink voor dit sonde is. Ek het nie nodig om te weet hoeveel mag ek vry voordat ek in die moeilikheid is nie. As jy daai vrae in jou kop het, het jy in elk geval die verkeerde goed in jou kop. Nee? So, ons begin deur te sê drank is nie sonde nie. Is julle almal gemaklik met daai stelling? Ek moet julle sê ek lewe vir hierdie oomblikke. Want 'n klomp van julle wag nou vir my om die volgende skyfie te wys en te gaan, het jy? Nee? En daar kom nie het jy, maar daar is wel 'n bietjie van 'n kinkel in die kabel. Nou hier is nie 'n foto van my in my 20's nie. Vir die feit ek sien dit kom vir julle kyk my se snaaks aan. Iets wat die Bybel wel baie oor praat is dronkenskap. En dit is wel sonde. Dis waar jy klein kom. So drank is nie die probleem nie. Ek onthou ouens ek was nooit self in die koshuis nie, maar ek het 'n klomp vriende in die koshuis gehad en een van hulle het 'n baie groot teorie gehad oor alkoholmisbruik en hy sê alkohol is nie die probleem nie, die probleem is slaap. Want kyk nou, hoe voel jy voordat jy gaan slaap? Na 'n groot aand van joligheid. Maar kyk nou as jy opstaan as jy klaar geslaap het. Dan staan jou lyf op en jou kop bly lê, né? So slaap is die probleem. Nou, slaap is glad nie die probleem nie, vriende. Dronkenskap is die probleem. En hierdie is een van 'n klomp teksverse wat ons daarteen waarsku. En julle sal die ou gevaar, danger, ngozi tekenetjie daar sien. Dis een van hierdie oudjies wat daar opgesit is vir ons om te sê, pas op, hier's 'n gat. Kyk, so as jy hier verby ry, nee, en nou ons kry nou al meer, ek weet nie of jy in Dubai ook, en Abu Dhabi kry ons nou elke nou en dan 'n bietjie meer 'n gaatjie in die pad, dan voel ek so tuis. Nee, herinner my aan Suid-Afrika, maar wat die Here hier vir ons doen is, hy sit 'n bordjie daarop, en sê, pas op, vriende, hier's 'n gat, as jy hier trap, gaan jy moeilikheid kry. En in Efesiërs 5 vers 18 lees ons dan, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nou dis net een van die goed. Nou, hoekom ek sê drank is nie sonde nie, is net soos wat gewere die mense doodmaak nie. Maak drank nie ongelukke op die pad nie. Ek het nog nooit, ek weet nie of julle al gesien het dat daar 'n bottel drank vir jou verbyry. Nee, dit sou maar heeltemal uitvlieg. Nee. Of hulle al geweer net randomly afgaan. Nee. 'n Geweer is gevaarlik as iemand hom vashou. Nee, dis iemand wat hom vashou. En net so is drank gevaarlik as iemand hom inneem. Maar drank op sy eie, ek het daar op die wynroete al gery 100 keer sonder om een keer van die pad af te swaai. Nee? Al wat 'n ou hoef te doen is net aanhou ry. Ek vind dit is amazing. Dis die maklikste ding in die wêreld. As jy dit nie in jou lyf insit nie, het dit geen effek op jou. Die einde, dankie julle, dit is wonderlik. Maar dis so maklik soos dit. Ons het hierdie waarskuwingstekens wat daar vir ons gegee word en wysheid sê, ons deel net vir ons die BAG beginsel verduidelik, nee, is besluit, aksie, gevolge. Is so maklik soos dit. Ons het nie, jy ironies om wys te wees, het jy nie nodig om slim te wees. Jy moet net luister en dit volg, die instruksies volg. Right. Most people assume the Bible has a lot to say about how messed up humans are, and that's true. It's also true that the Bible's vocabulary about this topic sounds odd to modern people, using words like sin, iniquity, or transgression. And so the Bible's perspective on the human condition is often ignored or treated as ancient and backwards. This is really unfortunate, because through these words, the biblical authors are offering us a deeply profound diagnosis of human nature. Iniquity describes behavior that's crooked, while transgression refers to breaking trust. And sin, this is actually the most common of these bad words in the Bible, so let's focus on it for a few minutes. Sin translates the Hebrew word chata and the Greek word hamartia.
The most basic meaning of sin isn't religious at all. Chata simply means to fail or miss the goal. Like when the Israelite tribe of Benjamin trained a small army of slingshot experts, they could sling a stone at a hare and not chata, that is, fail or miss. Or there's a biblical proverb that warns against making hasty decisions because you're likely to chata your way, miss your destination. So in the Bible, sin is a failure to fulfill a goal. But what's the goal? Well, on page 1 of the Bible, we learn that every human is an image of God, a sacred being who represents the Creator and is worthy of respect. And so in this way of seeing the world, sin is a failure to love God and others by not treating them with the honor they deserve. You can see this idea in the famous code of conduct given to the Israelites, the 10 Commandments. Half of them identify ways you can fail at loving God, and the other half name ways you can fail at loving people. And the fact that both kinds of failure are combined shows that failing to honor God is deeply connected to failing to honor people. This is why in the Bible, sin against people is sin against God. Like when Joseph refuses to sleep with the wife of Potiphar, he says, "How could I sin against God?" In Joseph's mind, failing to honor a human made in God's image is a failure to love God. And so, sin is a failure to be truly human. But there's more. A fascinating thing about sin in the Bible is that most of the time that people are failing, they either don't know it, or even worse, they think they're succeeding. Like when Pharaoh wants to build Egypt's economy and protect national security, in his mind, this justifies enslaving the Israelites. He thinks it's good, and he's totally unaware that it's an epic fail. Or when King Saul is chasing David around the wilderness trying to kill him, he thought he was bringing a criminal to justice until he realizes he's the corrupt one. And he says, "I have sinned. I am the failure." So sin is about more than just doing bad things. It describes how we easily deceive ourselves and spin illusions to redefine our bad decisions as good ones. So why are humans such bad judges between moral failure and success? Well, the first appearance of the word sin in the Bible offers an insight. There are these two brothers, Cain and Abel. Their parents had just given in to this beastly temptation to redefine good and evil by their own wisdom, and now Cain is faced with a similar choice. He's jealous and angry that God has favored his brother, and so God warns him, if you don't choose what is good, chata is crouching at the door, it wants you. But you can rule over it. So in these stories, sin, or moral failure, is depicted as this wild, hungry animal that wants to consume humans. And we know how that story ends. The Bible is trying to tell us that failed human behavior, our tendency towards self-deception, it runs deep. It's rooted in our desires and selfish urges that compel us to act for our own benefit at the expense of others. And it leads to this chain reaction of relational breakdown. This is why in the New Testament, the Apostle Paul describes hamartia as a power or a force that rules humans. In his words, we are slaves to sin. He even says sin lives in us, so that the things I don't want to do, that's what I do. So with the word sin, the biblical authors are offering a robust description of the human condition. It's a failure to be humans who fully love God and others. It's our inability to judge whether we're succeeding or failing, and it's that deep, selfish impulse that drives much of our behavior. This is not a pretty picture of ourselves, but if we're honest, it's realistic. This is why in the Bible, the story of Jesus is such good news. He's depicted as the Creator become a truly human one who did not fail to love God and others. That is, he did not sin. And yet, he took responsibility for humanity's history of failure. He lived for others, and he died for their sins. And he was raised from the dead to offer them the gift of his life that covers for their failures. Or in the words of the apostles, he committed no sin, yet he carried our sins in his body on the cross, so that we might die to our sins and live to do what is right. And that's the story behind the biblical word for sin. Righto, vriende, so wat het ons nou gesien daar, en ek dink Tim Mackey wat hierdie video project doen, slaan die hou so raak, en hy sê dat sonde, en onthou ek het gesê, drank is nie sonde, maar dronkenskap is wel. En sonde, wat sonde is dit bring 'n verhoudingsbreuk tussen my en die Here. En wat ons sê, waar begin wysheid? Wysheid begin met ons verhouding met die Here, en dan daai vertroue op die Here.
So vriende, wysheid en dronkenskap gaan saam soos pilchards en roomys. Nee, ek het probeer dink aan die slegste twee goed wat ek by mekaar kon probeer kry. En pilchards en roomys is vir my waar ek gekom het, want ek hou nie van 'n pilchard op sy eie nie. Nee? So pilchards kan dronkenskap wees en wysheid is roomys. Want ek weet, julle kan volop die vraag 12 uur in die nag en wakker maak en vra by roomys wil hy sal sê ja. Nee? En dis wat dit is. So daai verhoudingsbreek is wat sonde kom bring. En dit maak dat ek my teiken mis. Nou wat is my en jou teiken? Nee, toe vir Jesus gevra het, wat is die belangrikste gebooie? Wat het hy gesê? Hê die Here jou God lief en jou naaste soos jouself. Dis wat gebeur as ek en jy, dis die teiken wat ons mis as ons sonde. En dronkenskap is een van daai. Ek gedink om jou teiken te mis is seker die beste beskrywing van dronkenskap ook. Nee, ek weet nie wie van julle hou daarvan om te jag nie. Nou, ek weet, hier word nie vreeslik gejag hier nie, maar ek in Suid-Afrika was ek nogal elke nou en dan stout om 'n dingetjie te gaan plat trek. En daar's 'n reël in die jagkamp, is, jy drink nie voordat jy skiet nie. Right? En dis vir 'n baie goeie rede. Een vir, jy gaan dalk vir die bokkorrel my raak skiet. So dis, daai twee goed meng nie. Wysheid en dronkenskap is soos olie en water. Maar ek weet nie hoeveel dit olie en water al probeer meng nie. Ek het al olie en water geskit, maar as jy hom net vir 'n oomblik los, dan sal hom maar weer twee lagies. Dis wat net hoe dit werk. Die twee goed gaan nie saam. En dis iets wat ek en jy moet weet, is dronkenskap en Christenskap gaan net eenvoudig nie saam nie. Die twee kan nie, ek sê altyd vir mense, jy kan nie 'n bietjie swanger wees. Nee, jy is of swanger of jy's nie swanger. Right? En Jesus se weergawe van daai is 'n boom word geken aan sy vrugte. Right? As ek 'n appelboom geplant het, hy gaan nooit vir my mangoes gee. Ek kan 'n bordjie opsit en sê hier groei die beste mangoes in die wêreld. Ek kan maak met daai boom net wat ek wil. Hy gaan vir my altyd appels gee. Want dit is 'n appelboom. Nou vriende, as 'n volgeling van Jesus is ek en jy gemaak om in verhouding met Jesus te leef. Ons is gemaak om in verhouding met die Here te staan. En ons is so gemaak dat hy sy seun gestuur om dit vir my en jou makliker te maak. Dis die goeie nuus van Jesus, is dat ek en jy kan nou reeds in verhouding met Jesus leef. En 'n deel van dit is om te sê dat ek en jy die sleutel tot die wysheid wat ons nodig het om daai lewe te leef. 'n Lewe wat naby aan die Here is. Nou kom ons gaan kyk dan nou so 'n bietjie Spreuke 20 vers 1. En ek het vir julle gesê, ons het 'n klomp plekke deur die Bybel het ons hierdie gevaar, danger, ngozi tekens wat vir ons sê, pas op, hier's 'n slaggat, moenie intrap nie. Nou Spreuke 20 vers 1 sê daar, wyn maak jou ligsinnig, drank laat jou lawaai maak. Niemand wat van dronkenskap slinger is verstandig nie. Weereens, ons het 'n prentjie. Ek weet elkeen van julle as ek vir jou sê praat vir my soos 'n dronk mens, dan gaan julle almal 'n prentjie hê van 'n idee van iemand, ja, hallo, hoe gaan julle? En so het ons 'n klomp grappies wat so gaan. Want ons maak lig daarvan, want dit is so deel van ons kultuur en van ons menswees is hierdie dronkenskap. Net solank as daar al mense op hierdie aarde is al mense wat sukkel hiermee. En eintlik die hartseerste ding is toe ek van 'n tiener af na 'n jong volwassene toe gaan, het ek gegaan van dronk mense is vir my grulsnaaks na dronk mense maak vir my verskriklik hartseer. Want as ek 'n dronk ou sien rondslinger, dan sien ek 'n stuk gebrokenheid wat daar rondloop. Dan sien ek iemand wat die teiken mis. En die teiken wat hy mis, daar is nie sy liefde vir my nie, dit begin by sy liefde vir homself. Want hy ken nie die liefde van die Here nie. As hy nie die liefde van die Here ken nie, gaan hy onmoontlik die liefde vir homself hê en nog minder vir my. Nee, daai gebrokenheid sien 'n ou as hy die gevolge sien van dronkenskap. Kom ons lees verder. Spreuke 23 vers 20 tot 21 sê, moenie jou oorgee aan drank nie. Voor jy weet waar jy is jy daarin verslaaf. Moenie 'n vraat wees wat alles gulsig opsluit nie. 'n syplap en 'n vraat word gou arm. Stikkende klere is hulle voorland. Gevaar, danger, ngozi. En hy is vir my die volgende ding is dat ek weet, 'n klomp van ons hier het iemand in ons lewe wat wat alkohol het hulle sy hoeke in hulle ingeslaan. En ek weet dit, want 'n klomp van almal van ons het in 'n stadium in ons lewe in Suid-Afrika gebly. In Suid-Afrika is dit een van die top 10 probleme wat ons beleef is alkoholmisbruik.
So almal van ons sal 'n prentjie hê, sal net soos dit almal van ons waarskynlik iewers in ons lewe al met misdaad baie gekruis het. Almal van ons huis is iewers al ingebreek, het iemand gehad of self al gehijack en dies meer. So het ons 'n klomp blootstelling aan hierdie goed reeds. So as ek lees, moenie jou oorgee aan drank nie, want jy sal 'n spraak wees wat alles opslip, 'n syklop, word gou arm. Al hierdie goed is goed wat ek kan gaan. Ja, nee, dis verseker so. Groot waarheid. Kom ons gaan aan. Kyk mooi na die mense om jou. En hier gaan ons nou so 'n bietjie daai eerste teks van vers 29 so 'n bietjie. Ek het hom die boodskap ingesit, want hy sê 'n ding so lekker in die kombuistaal. So ons gaan nou die Bybel in die kombuistaal 'n bietjie saam lees vanoggend. Kyk mooi na die mense om jou. Wie kerm? Wie het dronk verdriet? Wie stry met almal? Wie kla oor alles? Wie het 'n blou oog? Sny plekke aan sy lyf. En dit alles sonder rede. Wie se oë is rooi en moeg? Natuurlik die dronklappisse. Hulle wat nie kan ophou drink nie. Hulle wat drankies meng sodat die skop nog sterker is. Dat roep om dit daar staan. Almal van ons het al so oom of daar nie gehad. So kortloopie, né? George. Ons almal hierdie sê goed so in ons ingeweef, né? Dit lyk mooi in 'n glas, lekker as dit so skyn. 'n Mens sal sommer maklik 'n hele paar doppe weg. Maar dink ook aan die nagevolge. Die babbelas. Dit is my lekker van die boodskap in die kombuistaal. Ek het in my lewe nooit gedink oor babbelas sal in die Bybel staan. Maar dit vang hom so vas, né? Die hoofpyn. In die volksmond sal ons praat van horries. Waar jy die volgende oggend bang is vir wat jy gedoen het die vorige aand. En soos 'n slang wat jou pik, soos gif van 'n adder wat jou doodmaak. Dit voel soos 'n ontploffing in jou kop. Jy sien dinge wat nie bestaan nie, jy praat die grootste klomp onsin. Jy sweef soos iemand wat in die middel van die see op 'n bootjie ronddobber. Nee, ek het 'n pel wat altyd in die koshuis gesê, 'n koshuisbed se hoogte is net reg dat jy net jou voet op die grond kan hou terwyl jy slaap. Want net hoe fungeer jou daar in jou koshuiskamer. Dis presies hierdie. Jy is bang soos iemand wat op die rand van 'n hoë gebou probeer slaap. Wyse woorde oor die gevolge van alkohol. Drank maak jou ongevoelig. Dit sal jou skop, maar jy sal dit nie eers voel nie. Hulle sal jou slaan, maar jy sal dit nie eens weet nie. Alwaar jy dink, is die drank. Jy kan nie wag dat die drankwinkel oopmaak, dat jy weer kan begin drink. Almal van ons het al saam met so oom vakansie gehou. Nee, ek het op 'n stadium hier in my studentejare het ons verskriklik gehou van visvang. En dan gaan ons al in Middelburg, toe, dan gaan tel ons nou Lafras se plaas se boot op, en dan gaan ons allemaal Witbankdam toe. Nou vriende, Witbankdam sal jou vinnig wat groot word. en dit was so, daar het ek gesien, dat die oom met 'n ek weet, jy kan het niks anders as 'n pens doen, nee. Hy sit nog soms op die tafel, sy maak vol. Dan begin hy 8 uur in die oggend, ek weet om my tande te borsel, begin hy met sy eerste biertjie. Hier sit in 11 uur, dan sit in gissel hy oom al in die son onder die. En dan het ons gedink is verskriklik snaaks. Vriende, as ek vandag terugdink, dan breek my hart vir daai oom. Want alkohol het so sy angel in hom in, sy hoeke in hom in, dra vir daai oom is al niks uitbreek nie. En ek het dit gesien in vriende van my, wat alkoholiste was. 'n Goeie vriend van my is 'n akteur, en hy het by die dood omgedraai, soos het alkohol sy vingers in hom ingehaal het. Dan sal ons op 'n Vrydagmiddag, dan sal ons braai. Dan sê hy, so teen 6 uur, okay, hy moet nou weer na 'n volgende plek toe waai, dan gaan hy aan. Dan Sondag gaan bel sy meisie my, en hoor jy, is hy nog al by jou? As ek sê, hoor jy, ons het Vrydag gebraai. Ja nie, maar hy was nog nie by die huis nie. Dis hartseer, dis hartskeurend, die effekte van alkohol op ons samelewing. En ek gedink om dit vir julle so 'n bietjie uit te wys, gaan ek die World Health Organization, ons gaan hom so uitbegin, lekker breed in die wêreld, en dan sal ons 'n bietjie Suid-Afrika toe vat, om daar te gaan kuier oor. Alkoholmisbruik, sê die World Health Organization, het 2,6 miljoen dode per jaar wat gekoppel kan word aan alkoholmisbruik. 2,6 miljoen mense per jaar sterf onnodig.
As jy nou wil praat van 'n sterfte wat vermy kan word, dan is dit nou dit. 400 miljoen alkoholverwante siektes. 400 miljoen mense struikel met alkoholverwante siektes elke jaar. 400 miljoen mense, soos ek jy vanoggend hier sit, is al 400 miljoen mense op hierdie aarde wat sukkel met alkoholverwante siektes. Siektes wat ons kan vermy. 209 miljoen mense is volslae alkoholiste. Mense wat nie kan wag vir die drankwinkel om oop te maak. Mense wat sê ek kan nie funksioneer as ek nie alkohol inneem. Nou kinders van alkoholiste, dit is vir my eintlik die hartseerste gedeelte is, want ek het met 'n klomp van hierdie kinders het ek by ECHO gewerk, het ek mee saam geleef, het ek lief voorgeword en ek het hierdie eerstehands gesien. Kinders van alkoholiste dra 'n baie groter risiko om emosionele en gedragsprobleme te ontwikkel. Kinders van alkoholiste, kinders wat gekonfronteer word met alkoholmisbruik, dra baie groter risiko om verstandige ontwikkeling en leerprobleme te hê. En die laaste een vir my, wat vir my so hartseer, want ek het dit ook gesien, hulle dra 'n hoër risiko om self met alkoholmisbruik te sukkel as jong volwassenes. Nie enig as hulle oud is nie, as jong volwassenes. 15, 16, 17 tot by 25, daai ouderdomsgrens. Is hulle alreeds op 'n plek waar hulle sukkel met alkoholmisbruik. Want dit is wat ons ken, dis die wêreld ons ken. So leef ons hierdie sondes vorentoe uit. Nou kom ons kyk hier na Suid-Afrika. Ek dink altyd as ek hierdie foto sien, dan dink ek altyd Church, apartheid en dink net so 'n bietjie hierdie gesegdes, hoe diep loop dit in ons kulture in, hè? As ek sê daar vat hy, dan gaan daar 'n klomp van julle wees wat nou 'n liedjie in jou kop het. Daar vat hy, hè? En so gaan dit. Dit is so in ons kultuur ingebou, hè? Vat 'n biksie, knak enetjie, vat 'n kortloopie, hè? En so sal hierdie sê goed wat in ons taal ingebruik is. Alkoholverbruik in Suid-Afrika is per capita is ons in die top 2% van lande in die wêreld met alkoholmisbruik per capita. Ja, nee, ek weet, dis een van die plekke, dit in rugby, daar, en ek weet nie of die twee hande gaan, maar dis die plek waar ons uitstraal, en waar ons kan bring, ons in die Ire, plek waar die Ire is, hulle is ons 'n kort koppie voor, maar dis alles die whisky se skuld. Maar, vriende, dis skrikwekkend. Ek kyk, ek is 'n ou wat, ek hou daarvan om stories te hoor. Dis deels van hoekom ek hierdie werk ook doen, is toe ek 18 jaar oud was, toe ek moet besluit, wat gaan ek met my lewe doen? Toe weet ek hou van stories vertel, en ek gaan teologie swat, want dan sal ek die Here se stories gaan vertel. Want dan kan ek stories vertel wat dan so 'n bietjie die mense vorentoe beweeg, wat vir hulle iets goed bring. Maar in my wese, ek hou van 'n storie. So ek luister al wat 'n podcast is, ek kyk op YouTube, wie van julle het gesien onlangs Hamilton Wessels en Rieke Snell, het enetjie nou twak praat, wat hulle uit het, en hulle het vir Rian Benadi nou die dag op, en hy praat en van sy liedjies is ook maar lekker kwaai gelaai met 'n joviale ervaring, kom wat ek daar sien, afvatte en al daai dinge, en hulle praat met Elof, en hy sê hy kom al van Randfontein af, en hulle was op 'n stadium, was Randfontein die plek met die meeste drankwinkels per square meter in enige dorp in die wêreld. En hy sê dit met trots. My moed val deur my plakkies wat ek aan het. En hy sê dit nie eers, kyk jy ouens is aan, ons is maar Randfontein rond, sê hy. Ek is net so, ek wil huil en hierdie ou, hulle high five mekaar. Ek sê nie ouens, ons mis die punt. Nou hoë alkoholverbruik lei tot gesinsgeweld. Ek het dit gesien. En dis wat ek altyd vir mense sê, dis wat die voorreg wat Christene het, wat betrokke is dat jy sien die gevolge en jy kan daar gaan liefde gee, die liefde wat hulle nie gehad het. En daai gesinsgeweld het ek gesien. Kinderverwaarlosing, dysfunksionele gesinne, is alles goed wat binne in Suid-Afrika gebeur, soos wat ons nou daar is. Gewelddadige misdaad, padsterftes, geslagsgebaseerde geweld, al hierdie goed is wat uit alkoholmisbruik uitkom. Nou Suid-Afrika, as ek sê, per capita een van die hoogste alkoholverbruik in die wêreld. Nou, ek wil vir julle net 'n statistiek wat my hart gebreek het. 200 padsterftes wat gekoppel is aan drankmisbruik. Dis horrible. Dit was net in Desember 2024. 200 padsterftes gekoppel aan drankmisbruik. In Desember 2024. En dit was net in die Oos-Kaap. 200 lewens wat geëindig het in ons feestyd.
omdat mense alkohol misbruik. En hoeveel van daai lewens is mense wat geaffekteer is deur iemand anders wat gedink. Wysheid en alkohol, vriende, loop nie aan te haal. En ek wil net nou herinner, Dion het vir ons in haar eerste preek het hy dit genoem, en ek dink is so teksvers wat so belangrik is vir my en vir jou, wanneer ons dink aan wysheid, om te onthou is, 'n voël wat 'n net sien, wat vir hom gespan is, vlieg nie daarin vas nie. Nou, ek het vir baie studente en jong mense al, as ek hulle daar gaan optel, en hulle is een oog in die hel, ander in die hotel, en hulle is bang babbelas. Dan sê ek vir hulle vriende, nie een van hierdie goed is in jou keel afgegooi nie. 'n voël wat sien hier soos 'n net vir hom gespan, het nie vlieg nie daarin vas nie. Nou ek wil vir jou die goeie nuus gee. As jy iemand is wat hiermee al gesukkel het, moenie te veel wyn drink nie, want dan verloor 'n mens beheer oor jouself. En die goeie nuus lê in die tweede gedeelte van hierdie teksgedeelte wat Paulus al vir die gemeente in Efese skryf. Laat jou hele lewe eerder deur die Gees beheer word. Nou as volgelinge van Jesus het ek en jy 'n cheat code vir die lewe. Right? Ek weet nie wie vir julle hou van speletjies speel nie. Ek is glad nie 'n gamer nie. Ek is altyd die ou in die speletjies wat eers dit ek is net die speletjie begin net dan is ek uit die game uit. Né? Ek almal se karretjies ry op die baan, ons ek hier in die paviljoene. Ek is sommer net daai. Maar ek en jy het 'n cheat code vir die lewe gekry. Daai cheat code is die Heilige Gees. En right, julle sal onthou dat die Heilige Gees is vir my en vir jou as helper gegee om in die lewe te wees. Nou, wat is die vrug van die Gees dan? As ek die Gees aan die stuur van my lewe sit, wat is die vrug wat ek sal sien? Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, godhartigheid, getrouheid, nederigheid en, as wat laaste een? Selfbeheer. Alles wat ek hier nodig het, gee die Here vir ons. Al wat ons bedoel is, kyk vir die woordjie wat sê, gevaar, danger en gosse. Moenie hier trap. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby en die nuwe het gekom. Dit is die goeie nuus vir my en vir jou. Selfs al kom jy uit 'n lang geskiedenis van alkoholmisbruik uit. In Christus is jy 'n nuwe mens. Selfs al is jy nie een wat daarmee gesukkel het. As jy nie iemand is wat nou hier sit, wat al hierdie gepraat van drank het, jou mond laat water, jy is ook 'n nuwe mens in Christus. Ek het 'n cheat code gekry vir die lewe en dis die Heilige Gees, wat vir ons as 'n helper gegee is. Ek wil jou uitnooi om die Heilige Gees in jou lewe in te nooi. En dit is ons, wat julle sal onthou, ons was nog by ons vorige plek gewees, toe Dion met ons 'n preekreeks gedoen oor die G-Wagon. Die sleutels van die G-Wagon, om die G-Wagon oop te sluit, is die Gees. So as ek die bid vir die Here en vir die Heilige Gees vra en sê, kom lei my vandag, as ek nie die knie buig en die stuur oorgee nie, dan sal dit nie gebeur. Maar ek en jy, elkeen het die Gees reeds. En dan wil ek jou net terugvat, Dion het vir ons reeds die preek gedoen oor slegte vriende of goeie vriende. En alkoholmisbruik en enige ding met wysheid uitgemaak het, wil ek jou 'n waarskuwing gee en ook aanmoediging gee. Your vibe attracts your tribe. En die voorreg wat jy het, familie kan jy nie kies nie, maar vriende kan jy kies. En hulle gaan of maak jy weer struikel, of hulle gaan die wind in jou seile wees, wat jou blaas aan die behoogtes.